Goeiedag, my naam is Jaco en jy kyk Tabernaday se aanlyn diens. Ons is in hierdie reeks hierdie maand, my maand is my maand. En vandag wil ek met jou gesels oor my geloof. En ons het hierdie sê ding waarmee ons groot geword het, wat sê, my geloof is tussen my en die Here, of my geloof is privaat. En is eintlik in teenstryd met dit wat die Bybel my en jou leer, want geloof is 'n plek waar ek en jy eintlik ons verhouding kan verduidelik verander, en ook getuienis kan lewer vir dit wat in ons geloofsverhouding gebeur deur Jesus Christus. Nou Jesus sê vir my en vir jou die volgende, hy sê, of jy het geloof, of jy het nie, en dan gebruik hy 'n gelykenis van hierdie mosterdsaadjie, nee, die geloof van die mosterdsaadjie. Johannes verduidelik dit ook so, dat hy sê, geloof is die wapen wat die wêreld oorwin. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 4 die volgende. Elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Johannes sê vir my en vir jou, daar's hierdie magtige wapen, en dit is my en jou geloof, wat hierdie wêreld oorwin. En dis die lekker deel van ons geloof. Wanneer ek en jy kyk na Hebreërs 11, en dan gaan ek lees vanaf vers 34, dit is hierdie stories wat ek en jy eintlik baie opgewonde maak oor ons geloof. En dit sê die volgende, wat meer moet ek nog sê? Dit sal veels te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, leeu se bekke toegestop, die gloed van die vuur geblus en die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in oorlog en het vreemde leers op die vlug laat slaan. Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terug ontvang. Nou hierdie is die lekker deel, nee. Ons lees van oë wat oopgaan, ons van lammes wat gesond word, en as jy dit al self beleef het in jou lewe, waar jy vir iemand bid, of iemand 'n deurbraak beleef het, dis die mooi en lekker deel van my en jou geloof. Maar ek en jy moet ook weet, daar's 'n ander kant van ons geloof, en dis soms die nie lekker deel nie. En hierdie is 'n plek wat, ek dink baie van ons nie regtig oor praat nie. En ek lees die volgende, net in vers 36. Dit sê, party moes bespotting en geeseling verduur, ook arrestasie en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi, in twee gesaag, met 'n swaard vermoor. Hulle het rondgegaan in skaapvelle en bokvelle, honger en verdruk en mishandel. Hulle was te goed vir hierdie wêreld. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, in grotte geskuil en in die gate van die grond. Hierdie is die deel wat ek en jy nie eintlik op Sondagskool geleer het nie, nee. Dis hierdie vervolging, dis hierdie moeilike situasies, moeilike omstandighede, waar mense doodgemaak word, mense vervolg word vir dit wat hulle in glo. En die realiteit is, as ek 'n uitnodiging moet maak vir jou om Jesus te aanvaar, of om in God te glo, en ek sê vir jou, as jy Jesus wil aanneem vandag, gaan jy in die tronk gegooi word. Jy gaan vervolg word, bespot word, en jy gaan doodgemaak word. Sou jy dit wou doen? En die realiteit is dat ons 'n voorspoedsteologie vandag eintlik baie meer aangehang het, dat ons meer bekommerd is oor ons omstandighede, oor hoe goed dit met ons gaan, inteendeel om God te vertrou werklik wanneer dit moeilik is, en wanneer ons omstandighede nie noodwendig so lyk nie. Nou hier is een ding wat ek baie oortuig is van, is ek glo, God wil vir my en vir jou, as ons as kinders, wil hy die beste vir ons hê. Maar ek en jy moet ook besef dat ons geloof is nie om God se arm om te draai nie. Ons geloof is nie daar om my wil te forceer dat God moet doen wat ek wil graag hê nie. Is eintlik inteendeel andersom. Want as ek en jy so moes dink, dan moet ons onsself vra, hoe was Paulus se geloof dan? As Paulus deur klippe gegooi word, as hy deur die tronk gesit moes wees, as hy gevange was, as hy gestraf moes wees, hy is deur al hierdie dinge, en hy het tog ook geglo, dat God hom sal vrymaak van hierdie dinge. En selfs Jesus, wanneer Jesus bid in die tyd van Getsemane, oor die beker wat moet verbygaan, waar was sy geloof, as hy nog steeds deur hierdie marteling, bespotting, en eintlik deur die dood moes gaan?
Jy sien, as ek en jy so glo, as ek en jy glo dat God ons omstandighede moet gebruik of ons omstandighede is vir ons belangriker, dan gaan ons baie sukkel om werklik te dink dat ons geloof sterk is. Want die realiteit is ons omstandighede lyk nie altyd dieselfde nie. Nou, dis een ding wat ek en jy moet weet ook. My en jou geloof lyk anderste as wat ons dink. Dit speel af anderste as wat ek en jy eintlik oortuig was van. Want geloof is nie net my lysie wat ek vir God gee, wat ek wil dit en dit en dit bereik nie, en ek gee dit vir hom en hy moet dit vir my doen nie. Eintlik is Bybelse geloof die feit dat ek 'n leë papier vir God kan gee en sê, Here, wat wil U doen? Wat wil U bereik deur my? Wat kan ek vir U doen? En wat kan ek help mee? En dit is wat ware geloof is vir my en jou. Ek en jy het wel begeertes en ons het behoeftes, maar dis nie iets wat ek en jy kan demand nie. In Johannes lees ons ook die volgende in Johannes hoofstuk 16, sê dat ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Jesus leer my en jou nie van 'n name it en claim it en frame it teologie nie. Inteendeel sê hy vir my en vir jou, dat wanneer ons in hom glo, wanneer ons hom volg, sal ons swaar beleef. Ek en jy sal deur moeilike tye gaan. Ons is nie vrygespring van dit nie. Ons is nie gewaarborg dat dit net goed sal gaan nie. My laaste punt is, God bly goed en getrou. Die waarheid is, hy is steeds getrou. Die waarheid is, hy het steeds liefde vir my en vir jou. Die waarheid is, dat daar's wonderwerke wat steeds kan gebeur. Dat geloof kan nog steeds maak dat mense se oë oopgaan. Dat hy nog steeds die kakebeen van die leeu kan toehou. Dat daar's mense wat wanneer ons bid vir hulle, dat daar deurbraak kom finansiëel in hulle lewens. En dis goed wat ons al kan gesien het, wat ek voor kan getuig. En dan as ons onsself kyk, en jy vra jouself, maar ek wag al jare vir my deurbraak, dan is jy nie alleen nie. As ons kyk in die Bybel, dan sien ons hoeveel helde het eintlik in tydperke gewag. Moses moes jare lank wag. Jesus, Paulus, al hierdie mense was deur 'n wagtydperk vir 'n deurbraak en vir hulle omstandighede soms om te verander. En dan kyk ons na die storie van Daniël met sy 3 vriende, Sadrag, Misag en Abednego. En ons sien hierdie stuk oor hoe hulle so oorweldigend en so ferm glo dat God hulle gaan verlos. Ek lees dit in Daniël 3 vers 16. Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord aan die koning Nebukadneser en gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons ook uit die brandende vuuroond en uit die hand u koning verlos. Maar so nie, laat dit dan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Selfs Daniël, wanneer God hulle nie sou red deur die vuuroond nie, is nog steeds oortuig dat God goed is en getrou is, en dat hy tot geen ander afgod sal buig nie. Ware geloof sê, ek glo, God kan my vrymaak. Ek glo God kan my genees, maar selfs as hy dit nie doen nie, dan sal ek steeds glo, hy is die ware God en ek sal nie buig voor ander afgode nie. So ek vra jou vandag, wat buig jy voor wanneer jy voel die Here kom nie deur vir jou nie? Vir die verlossing wat jy beleef, vir die deurbraak wat jy beleef, wat is die dinge wat jy toegee aan wat nie van God af is nie? Wat is die dinge wat jy toelaat om te steel in jou verhouding met die Here, wat steel van jou geloof om werklik jou volle vertroue, jou hele lewe oor te handig en te gee vir God? My geloof is nie 'n wishful thinking nie. My en jou geloof is nie om God se arm te draai nie. Inteendeel, my en jou geloof is die sleutel van oorwinning oor hierdie wêreld. Hierdie wêreld, nie 'n fisiese wêreld nie, maar die geestelike stryd wat ek en jy elke dag moet voer, en wat se oorwinning God vir my en vir jou gee, deur die geloof wat ons het in hom,
om dit vir ons te kan gee. Mag jy hierdie week geloof versterking beleef. Mag jy werklik God vertrou in die dinge wat jy nodig het, maar ten spyte van enige iets wat verander of nie, dat jy steeds sal glo en oortuig sal wees van God wat goed is en getrou is, en dat jou geloof in hom sal bly in Jesus naam. Kom ons sluit die oë. Here, ons vertrou U ten volle, ons gee oor aan U, en ons vra dat U ons sal versterk, dat ons alles vir U sal gee, en dat ons ook oortuigend sal vertrou dat U die uitweg sal weet, en ken, en sal doen, al dink ons, en al voel ons dalk, dis nie wat ons beplan het nie, maar Here, dat ons ten volle sal vertrou, U soek die beste vir ons. In Jesus naam. Amen.